Goeiemôre graad 2's. Ek hoop dit gaan goed. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad. Dit is Maandag, dit is begin van 'n nuwe week en ek probeer ons gaan sommer baie lekker saamwerk die week. Ons het 'n nuwe tema hierdie week en ons het net 1 week om hierdie tema te bespreek. So ons gaan sommer lekker werk. En die nuwe tema gaan oor plaasdiere en juffrou is sommer baie opgewonde. So kom ons begin saamwerk. Reg, ons gaan begin met handskrif, soos altyd. So kom ons kyk gou na die datum. Die datum is die 20ste April 2020 en wat kom voor 20? 19 en wat kom na 20? 21, mooi. Wat is die helfte van 20? 10 en wat is verdubbel 20? 40, dat is lekker maklike een, hè. Sê gou vir juffrou, wat kom voor April? Maart, en wat kom na April? Mei, en wat is die dag vandag? Is vandag Maandag, en gister was Sondag, en môre is Dinsdag. Baie mooi. So vandag het ons hierdie patroontjie wat ons gaan oefen. Juffrou weet julle ken hom al baie mooi en daar gaan ons die klankie oefen vandag. So die klankie, kyk gou vir juffrou mooi, is hy rond of is hy skerp? Hy is skerp en as julle mooi kyk en julle sien die klein lettertjie en die hooflettertjie, lyk presies dieselfde, behalwe die hoofletter gebruik 2 lyntjies en die klein lettertjie net 1. So kom ons gaan ons vingertjie in die lug en ons gaan nou of op die skerm of in die lug gaan die oefen. So dis lekker maklik, ons gaan af en op, dan op jou handjie. Weer gou weer, af en op, dan op jou handjie. En jy sal sien dat daar 'n lekker skerp puntjie heel op die einde. Daar moet ons onthou ons vingerspasies tussenin en elke lettertjie het sy eie lyntjies. Ons gaan nie ekstra lyntjies ook los nie, maar ons gaan ook nie oor 'n lyntjie skryf nie. En dan as jy kyk, is daar 'n lekker sinnetjie wat ons gaan oefen. Daar staan vloei vang 'n veer. So kom ons lees dit gou saam. Vloei vang 'n veer. So stop gou die video vir juffrou en dan doen julle gou julle handskrif en dan gaan ons aangaan met wiskunde. Reg, handskrif is nou klaar. So kom ons gaan gou na wiskunde toe. Vandag gaan ons 'n bietjie getalname oefen. Dit is natuurlik die naam van die getal. So juffrou het al vir mamma en pappa gesê dat julle moet seker maak dat julle eers 0 tot 10 kan skryf. So dis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan 10 tot 20. En dan al die 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En as jy dit kan doen, dan kan jy enige kombinasie van 'n getal skryf. So vandag gaan ons 'n bietjie skryf. Ons gaan eers net juffrou sommer vir julle al gedoen. Dit is wat? 12. Moes jy daai woordjie? 12. Wat 'n getalletjie is daai? Dit is 25. Die volgende ene is 38. Hier gaan die volgende een vir juffrou. 29. Volgende ene 17. Laaste enetjie 40. Baie mooi. Nou wat juffrou wil hê julle moet doen is julle moet vir my elkeen se getalnaampie skryf en dan wanneer julle klaar is, dan kyk julle in julle wiskunde flipvak of julle dit reg gespel het. Of mamma of 'n ouer boetie of sussie kan vir jou kyk en dan as jy al verkeerd gespel het, dan oefen jy gou vir hom reg. Okay? En dan wanneer julle gaan nou eers die video stop, julle gaan dit nou vir juffrou doen en dan gaan ons verder wiskunde doen. Reg, kom ons gaan nou aan die getalnommers klaar. Ek hoop julle het almal mooi reg gespel. Nou gaan ons 'n bietjie tel in tiene van enige getal af. Juffrou gaan ons die 100 blok oopmaak, net om 'n bietjie te help. Julle behoort nou al in tiene te kan tel van enige getal af sonder die 100 blok.
Maar ons gaan die 100-blok gebruik net vir ondersteuning, maar kom ons kyk of julle later wanneer julle oefen nie die 100-blok nodig het nie. So kom ons tel lekker maklik, ons tel in tiene vanaf 130 al die pad tot by 10 en julle gaan nou saam met juffrou tel. So doen weer 'n vingertjie op julle 100-blok op die skerm. 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Baie mooi. Sit julle vinger vir my op 4. Kom ons tel in tiene. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74. Stop. Laaste enetjie, sit jou vinger op 86. Kom ons tel terug in tiene. 86, 76, 66, 56, 46, 36, 26, 16, 6. Nou, wat juffrou wil julle moet doen, is julle gaan nou by die 100-blok op die skerm sit en dan moet julle vir my 3 getalletjies weer kies en julle moet vir my in tiene tel. Vorentoe en terug. Ek kan enige 3 kies, net as juffrou nou gedoen het en dan oefen julle gou 'n bietjie. Juffrou gaan vir julle die 100-blok op die skerm sit en dan stop julle die video en dan oefen ons gou eers 'n bietjie. Reg. Nou gaan ons terug na ons werkies toe gaan. Ons het nou klaar getel. En juffrou het sommer 'n baie lekker aktiwiteit vir vandag. Ons kyk of ons hom kan oopmaak. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor swaar en oor lig. Nou, ek dink gou vir juffrou 'n paar voorbeelde. Wat alles is swaar? Ja, 'n motor is baie swaar, ons kan hom nie optel nie. 'n Olifant is swaar. Bakstene kan baie swaar wees. So dit hang ook af hoe sterk ons is, nê? Nee. Pappa kan 'n baksteen baie maklik optel. Dis nie vir hom baie swaar nie, maar ons baba sussie gaan baie sukkel. Dit is vir haar swaar want sy is nie baie sterk nie. Kom ons dink aan die teenoorgestelde van swaar. Wat is die teenoorgestelde van swaar? Dit is lig. Kom ons dink aan goedjies wat baie lig is. 'n Veer is baie lig, 'n ryskorreltjie, jou potlood. Maar nou moet ons weer onthou, hoe sterker ons is, hoe ligter gaan iets vir ons voel. So juffrou gaan miskien baie maklik haar vet kat kan optel en daai kat gaan vir my baie lig voel. Maar as juffrou se baba neefie my kat wil optel, gaan daai kat miskien baie swaar wees. So ons moet mooi onthou dat verskillende voorwerpe kan swaar en lig wees vir verskillende mense. Maar sekere goed bly altyd baie swaar of altyd baie lig. Soos byvoorbeeld 'n sandkorreltjie, enige iemand kan hom optel en hy sal vir almal baie lig wees. En 'n olifant sal vir almal baie swaar wees. Nie een van ons gaan hom kan optel nie, al is ons hoe sterk. So nou, in ons werkies wil juffrou hê, moet julle vir my gaan prentjies soek in tydskrifte en as jy nie 'n tydskrif het nie, dan teken jy vir my 'n prentjie. Jy's bietjie kreatief en juffrou wil hê jy moet klomp goedjies plak wat swaar is en goedjies plak wat lig is. Dan gaan ons aanhou met ons wiskunde, maar kom ons stop gou eers die video, gaan soek julle prentjies en dan gaan ons laaste wiskunde aktiwiteit doen. Reg, jy kan nie wag om al hulle swaar en ligte prentjies te sien. Ek dink dit gaan sommer bitter mooi lyk. Ons laaste aktiwiteit is ons blitswiskunde. En ons blitswiskunde vandag is verdubbel en halveer van 10 tot 20. Nou wat juffrou wil hê julle moet onthou, is dat van die getalletjies is baie groot. En dit is 'n bietjie moeiliker as om te verdubbel van getalletjies wat kleiner is as 10. So as jy 'n bietjie sukkel, is dit oukei, want juffrou gaan vir julle later in die week 'n spesiale manier wys hoe ons getalle groter as 10 kan verdubbel en halveer.
So kom ons probeer ons beste, maar as ons nog 'n bietjie vashak, dan is dit ook oukei. Hoor, ons gaan nog lekker baie oefen en juffrou gaan vir julle 'n lekker, interessante en maklike manier leer hoe om dit te doen. So kom ons kyk gou wie van julle kan hierdie getalle verdubbel. Wat is dubbel 11? 22. Wat is verdubbel 15? 30. Laaste netjie, kom ons maak 'n moeilike een, verdubbel 18. 36. Daai is omtrent 'n groot en moeilike som, né? Kom ons halveer nou. Wanneer ons halveer, onthou julle, dan verdeel ons die getalletjie in 2 gelyke groepies. So wanneer ons 10 het en ons halveer vir 10, dan gaan een groepie daai kant toe en die ander groepie daai kant toe. En hulle is albei gelyk. En die helfte van 10 is 5. So kom ons halveer gou 'n paar groot getalle. Wat is die helfte van 14? 7. Wat is die helfte van 16? 8. Laaste ene, wat is die helfte van 12? 6. Baie mooi. As jy nou hierdie blitswiskunde geniet het, kan jy altyd vir mamma of pappa vra of jy nog verdubbel en halveer sommetjies te vra. Maar nou gaan ons eers terug na ons werkies. So juffrou gaan nou oopmaak. Ons volgende werkies. Ons het nog 'n wiskundige aktiwiteit. Dit het nou sommer vir juffrou ook verras. Reg. Ons gaan nog steeds gesels oor gewig, maar nou gaan ons kyk hoeveel weeg jy. Nou as ons in die klas was, sou elkeen homself geweeg het op die skaal. So juffrou hoop julle het 'n skaal by die huis. As julle nie een het nie, dan moet julle sommer kreatief dink, maar juffrou wil hê jy moet nou op die skaal gaan klim en jy moet kyk hoeveel weeg jy. En dan wanneer jy daai getalletjie het, gaan jy hierdie baie lekker aktiwiteit doen. En die aktiwiteit is waar jy jouself gaan teken wat bo op die skaal staan en dan gaan jy skryf ek weeg 20 kg of ek weeg 35 kg. Dit hang af hoeveel jy weeg. Onthou, hoe langer jy is, hoe meer gaan jy weeg en hoe korter jy is, hoe minder gaan jy weeg. So gaan kyk gou vir juffrou en dan skryf jy vir my daar in daai blokkie hoeveel die getalsimbool en dan gaan ons 'n bietjie wiskunde met daai getal doen. Jy gaan eers die getal naam skryf, net soos ons vroeër geoefen het. Jy gaan hom herbenoem, so jy gaan hom opbreek. Jy gaan skryf wat getalletjie kom voor jou gewig. So as jy 20 weeg, dan gaan wat kom voor dit? 19. En as jy 20 weeg, wat kom na dit? 21. En dan gaan jy 3 bysit en jy gaan 4 wegvat. So daar's 3 meer en 4 minder. Ek hoop julle gaan hierdie aktiwiteit sommer baie geniet. Reg, ek hoop julle het julleself geweeg. As jy nie 'n skaal het nie, hoop ek jy het sommer kreatief gedink en pappa en mamma het sommer 'n bietjie gevoelig gekyk vir hulle dink jy weeg. Wat julle ook kan doen is julle kan vir mamma of 'n pappa of 'n boetie of 'n sussie vra om hulle self te weeg en dan kyk julle wie weeg die meeste, wie weeg die minste. Julle kan ook kyk om dit te rangskik van die kleinste na die grootste, van die grootste na die kleinste en julle kan nog 'n bietjie speel met al daai verskillende getalle. Reg. Maar nou is ons eers klaar met wiskunde. Ons gaan nou 'n bietjie woordbou doen. Hierdie week gaan ons die skr en die str klankie weer hersien. Ons gaan nie nuwe woordbouwoordjies leer nie. So hierdie week wil juffrou hê moet ons nou ekstra lekker oefen aan die woordjies. Nou in die wolkie is daar verskillende skrwoordjies. Nou ons het alreeds hierdie woordjies geleer. So ons ken hulle betekenis. Die eerste woordjie is skryf. Die volgende ene sê skrop. Juffrou hoop julle lees saam, dan kry ons skree, skrif en skrik. Lees julle gou daai woordjies op julle eie.
Nou gaan ons die sinnetjies invul. Die hoender, wat doen hy? Skryf hy, skrop hy, skree hy, skrif hy of skrik hy? Julle moet nou die regte woordjie kies. Aina! Wat sê tekenkie is daai nou weer? Die uitroepteken, so hy praat nou baie hard, nê? Aina, die seun. Wat se woordjie gaan daar inpas? En ons moet netjies wat? So daar is net 3 sinnetjies, daar is meer as 3 woordjies om vir julle die mekaar te maak. Jy wil kyk of ek vir julle kan uitvang. So kyk of julle die regte woordjie kan kies vir die regte sinnetjie. Reg, ek hoop julle het al die sinnetjies gekies. As jy nog nie klaar is, stop gou die video, want jy gaan nou die antwoordjies gee. Die hoender skrop, dis mos wanneer hy in die grond met sy voetjies skrap en hy soek wurmpies. Aina, skree die seun. Ons moet netjies skryf. Baie mooi. Ek hoop julle het al daai woordjies reg gekry. Now we're going to do some English. We are going to our phonics. We are doing the Z words today. Let's all say that sound. Z. These are much easier words. We're going to start with Zap, then we're going to go to Zulu, and Zulu is with a capital letter because that's a name of a group of people. You get Zulu people, Xhosa people, English people, Afrikaans speaking people, and Zulu is also the name of a language. So that is why we write it with a capital letter. Zebra, that's a type of wild animal. Zoo, that's where we have some animals that we keep in enclosures that we can go visit. And lastly, we have zip. There's a zip in my bag that I have to close. And teacher wants you to write a sentence with zoo and a sentence with zebra. But before we write our sentences, let's read the words again. Zap, Zulu, zebra, zoo, and zip. Well done. So juffrou gaan die woordjies vir julle in Afrikaans hersien vir as julle miskien vasgehak het. Ons skryf vir zap, ons skryf vir Zulu. Zulu is 'n groep mense, 'n etniese groep mense, net soos ons Xhosa mense kry, Afrikaanse mense en Engelssprekende mense, kry ons ook Zulu mense en hulle praat ook die taal Zulu. En dit is ook met 'n hoofletter geskryf word, want dit is 'n naam van 'n groep mense. Dan kry ons vir zebra, dit is 'n zebra. Zoo, dis die dieretuin en zip is 'n ritsluiter. Juffrou wil gou julle moet vir my die video stop en dan gaan die z woordjies oefen. Reg, juffrou hoop julle het klaar julle z woordjies geoefen. Voor ons nou aangaan, wil juffrou ook hê met julle sigwoorde lees nommer 7 en nommer 8 en julle hoë frekwensiewoorde nommer 4 en nommer 5. Dit is in jou huistaal flipval. Dit het 'n paar woordjies wat ons almal al reeds moet ken, maar wat ons vandag net 'n bietjie gaan hersien. Reg, ek hoop julle het baie lekker gelees. Kom ons gaan na ons volgende werkie toe. En dit is ook ons laaste werkie vir die dag. Nou, juffrou het vir julle gesê dat ons nuwe tema is plaasdiere. Nou, wie van julle was al op die plaas? Baie plase boer met diere en baie plase het verskillende diere daarop. Maar ons kry ook plase wat met groente of met vrugte boer en hulle sal nie noodwendig so baie diere op hê nie. Maar vandag en vir die res van die week gaan ons nou gesels oor plase en wat gewoonlik plase diere op het. Nou juffrou het die verskillende dae opgebreek en gebruik om verskillende diere te bespreek. So ons gaan nie oor al die diere elke dag praat nie en ons gaan verskillende dae vat vir verskillende diere. So as jou gunsteling dier, ons nie daar gesels vandag nie, wees net geduldig want juffrou gaan nog by hulle uitkom. So kom ons kyk gaan na ons werkie. Vandag gaan ons gesels oor pluimvee. Dis 'n lekker groot woord. Kom ons sê gou daai woordjie saam. Pluimvee. Nou pluimvee
is gewoonlik 'n voeltjie wat aangehou word op die plaas. So dis 'n tipe voeltjie wat die boer kan gebruik vir of sy vleis, of sy eiers, of sy veertjies. So pluimvee is die groepnaampie vir verskillende voeltjies wat op die plaas kan bly. So kom ons kyk na verskillende voeltjies wat ons kan kry op die plaas. Daar is soms ander plase wat nog ander tipe voeltjies het, maar hierdie voëls is die mees algemeenste. So die eerste enetjie is 'n hoender. En jy weet, julle ken 'n hoender, ons eet die hoender gewoonlik, ons kry eiers van die hoender, 'n eend, baie mense eet ook eendvleis en hulle woon gewoonlik by die dam. Ons kry 'n kalkoen, hy is groter as 'n eend en 'n hoender en dan laastens 'n gaans en hy woon saam met die eend by die dam. En jy vra gaan kyk of ek prentjies kan kry wat ek op die video mag wys. Maar juffrou het lekker baie plakate by die skool wat ons ook oor sal gesels en wat juffrou ook vir julle sal wys. Miskien kan julle nie net die prentjie teken nie, maar miskien kan julle prentjies vir juffrou kry in 'n tydskrif en vir juffrou plak en ek kan altyd van mamma ook vra om vir julle op die internet verdere prentjies te wys. Maar ons gaan gou ook kyk na die Engelse woordjies vir al hierdie verskillende voëls. So, ons het nou geleer, pluimvee is verskillende voeltjies wat op die plaas bly. En hierdie voeltjies word gewoonlik by die plaas gehou, omdat die boer hulle eiertjies wil hê, of hy wil hulle veer hê, of ons wil hulle gebruik vir vleis. Nou, 'n hoender, wat mos 'n hoender in Engels? 'n chicken, well done. En wat mos 'n eend in Engels? 'n duck. Wat van 'n kalkoen? 'n turkey, en as julle mooi kyk, sal julle al die Engelse woordjies hieronder sien. Die laaste is 'n gaans. Dis 'n goose. Baie mooi. En wat juffrou wil hê, julle moet doen, julle moet 'n bietjie dink, hoe lyk die diertjie? Waar bly hy? Wat eet hy? Dink 'n bietjie wat se geluide maak hy, want later in die week gaan ons 'n bietjie gesels oor wat noem ons die mannetjie dier en die vroutjie, wat noem ons die babietjie, wat se geluidjies maak hulle. Ons gaan ook gesels oor waar hulle bly. So dink so lank daaroor en dan kan ons lekker antwoordjies saam gee later in die week. Wat juffrou wil hê julle moet doen is ons moet eers die videoetjie stop en juffrou wil hê julle moet vir my of prentjies gaan soek van hierdie diertjies, of julle moet vir my prentjies teken. Reg, ek hoop julle het dit nou baie geniet. Plaasdiere is een van die gunsteling temas. Wens ek was nou in die klas, kon ek vir julle al die diertjies gewys het, die friske klein, speelgoeddiertjies en al die plakate, maar ons gaan dit nog inhaal, vir beloof, ons sal dit nie mis nie. Vir ons laaste aktiwiteit wil juffrou hê, moet julle in Engels oor pluimvee gesels. So wat is pluimvee nou weer? Ja, dis voeltjies wat woon op die plaas. So pluimvee in Engels is poultry. So sê gou daai woordjie saam met juffrou. Poultry. En dit is 'n moeilike woordjie, juffrou weet, maar juffrou wil hê julle moet 'n bietjie gesels oor die verskillende diere wat ons nou net van geteken het of prentjies van gesoek het. So, hier is die Engelse woordjies. Chicken, duck, turkey, goose. Kyk hoeveel sinnetjies kan julle gesels oor daai woordjies. So, juffrou gaan nou vir julle voorbeelde noem. The chicken eats the corn. I see a duck swimming in the pond. The turkey makes a lot of noise. I see a white goose walking to the pond. So kan julle hoor, juffrou het nou van almal gepraat in Engels. En wanneer julle klaar is, wil juffrou hê julle moet 'n bietjie gaan springtou spring met 2 voetjies en kyk of julle 10 keer na mekaar kan spring. As julle nie 'n springtou het nie, kan julle sommer op julle voetjies spring en 'n kreatief wees. Maak asof jy 'n springtou in jou hande vashou, maak asof jy dit omgooi en dan kyk jy of jy kan spring.
En dan, as jy nie 10 keer na mekaar kan spring nie, dan is dit oké, dan oefen ons verder in die week, dan probeer jy weer. Juffrou hoop julle het almal baie lekker gewerk. Juffrou hoop dat julle julle nuwe tema gaan geniet en dat julle sommer 'n lekker nuwe woordjie geleer het van pluimvee en vertel nou vir mamma vir pappa van al die verskillende diertjies wat ons kry wat ons pluimvee noem en dan sien juffrou weer vir julle môre. Tata!